'n baie onderskatte waarde vir sukses in die lewe is selfbeheersing. Mense wat dit ver gebring het en wat dit kon toeskryf in die feit dat hulle kon wag toe hulle eintlik lus gehad het om iets anders te doen. Sukses op 'n klomp fronte. Die Bybel praat baie interessant daaroor. Kom ons kyk vandag daarna. Here, U verstaan die lewe. U ken ook die mense wat in hierdie lewe probeer iets maak en sukkel. En dankie dat U ons nie een kant toe skuif nie. Dat U by ons kom sit en ons leer. Wil U dit ook vandag doen? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees Galasiërs 5. Galasiërs 5 van vers 16 af. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Tot sover. Die vrug van die Gees is selfbeheersing. Vrug is iets wat 'n boom dra. En wanneer 'n boom gesond is en alles reg is, die seisoen reg is, dan het hy mooi vrugte. En gestel die vrugte is nie mooi nie, wat doen ons dan? In ons lewe is dit baie keer so. Ons het vrugte wat ons moet dra, ons moet kyk na ons humeur, hoe ons met ander mense praat. En dan sal ons dit dalk nie reg kry nie en sê ek moet net harder probeer. Ek moet net tel tot 10 of ek moet nie dat ander mense my woede sien nie. Binne woed dit, maar hulle gaan dit nie agterkom nie. En daar's plek vir hierdie tipe selfdissipline. Maar dis nie waaroor dit hier gaan nie. Sien, 'n gesonde vrug is teken van 'n gesonde boom. Wanneer daar fout is met die vrug, hoe maak ons die vrug reg? Jy sou kreatief kon wees en gaan klei kry en jy's 'n goeie kunstenaar en jy vorm die vrotkool op, maak dit mooi en jy kry verf en jy verf omdat hy nes die regte vrug lyk. Maar dit maak 'n vrug nie gesond nie. As 'n vrug ongesond is, dan maak ek hom reg deur terug te gaan na die boom toe en te gaan kyk wat fout is. So hierdie gedeelte praat van dat die vrug wat ons dra, nie vrugte nie, hierdie is als kante van dieselfde vrug eintlik. Die vrug wat ons dra is die gevolg van die inwerking van die Gees. As die Gees in iemand se lewe werk, dan is daar sekere gevolge. En die toets wat jy kan aanlê is, hoe lyk dit met hierdie ding? Nou, ek is 'n ryk gedeelte hierdie, wat vra vir baie rustige kyk daarna. Ons doen dit ook. Maar as ons na selfbeheersing kyk, dan is die doel met selfbeheersing nie om maar net te sorg dat ek beheer oor myself kry nie. Maar selfbeheersing is 'n manier om te kyk of die Gees in my werk.
Dis die mooiste as die Gees in iemand werk en jy sien hoe hy sonder dat hy dit keer begin te verander, hoe hulle net liefde in hulle lewe kry. Mense wat sê, ek het net 'n skielike ontsettende liefde vir mense, of ek net 'n vreugde wat ek nie kan beskryf nie, wat van binne afkom. Selfbeheersing is deel van hierdie lys. Nou oor selfbeheersing sê hy in die begin van hierdie gedeelte, dat wat die Gees betref, is daar 'n geveg aan die gang tussen die Gees, die Heilige Gees, en ons sondige natuur. Hierdie twee sê hy is nie net so 'n bietjie ongemaklik met mekaar nie, hulle staan lynreg teenoor mekaar. Dis soos 'n kat en 'n hond wat mekaar nie ken nie en wat baie aggressief is. Hierdie twee veg met mekaar. Dis 'n geveg om lewe en dood. Die sondige natuur. Die sondige natuur het nie grense nie. Hy doen net wat hy lus het. En hy beskryf vir ons die dinge wat ons gewoond is, die sondige natuur doen. En een van die dinge wat hy die duidelikste omskryf is losbandigheid. Dis mens wees. Ek doen wat ek wil. Ek was verplig gewees om goeie goed te doen toe ek op skool was. Hulle het my gedwing om te leer. Hulle het nie gevra, wil ek leer of wil ek daai vak hê nie. Hulle het my gedwing om te leer, verpligte studietye gehad waar jy gaan speel of waar jy studeer nie. Hulle het my verplig om te studeer. En in daardie proses het ek 'n klomp goeie goed gekry, maar dit was nie van binne af nie. Dit was van buite af, hoe ek gedwing is. En die oomblik toe die dwang wegval, toe val die goed ook weg. So as ek nie gedwing word om te studeer nie, het ek nie studeer nie. En dis hoe losbandigheid werk. Dat 'n mens as dit ware goeie dinge doen omdat jy verplig word om dit te doen, maar as jy 'n vrye keuse het, dan val jy terug na wat verkeerd is. En hy lys vir ons 'n klomp dinge in die lewe, rondom ons persoonlikheid, rondom die manier hoe ons tyd spandeer, rondom ons seksuele ingesteldheid. En hy sê die gewone in die lewe is dat mense die bande losmaak, dat hulle wegbreek van dit wat hulle verplig was om te doen. Dis hoe dit is, maar nie met Christene nie. Christene doen goeie dinge, nie omdat hulle gedwing word nie, maar omdat hulle wil, omdat die Gees in hulle werk. En selfdissipline, selfbeheersing is een van die belangrikste geestelike fasette van ons geloof. Dit het natuurlik waarde om selfgedissiplineerd te wees, om selfbeheersing te hê. Dit het gevolge vir hoe jy studeer. As die ander wil speel, jy wil ook speel, het jy gestudeer. Toe die ander die geld wil mors, het jy jou geld gespaar. En so is die lys lank van dinge wat ons gebaat het om dit te doen. So dit het doodpraktiese voordele. Maar dit het ook geestelike voordele. Want sien, selfbeheersing maak dat ek konstant in 'n geveg is, soos hierdie gedeelte beskryf, teen iets binne my wat die hele tyd wil wegbreek, wat nie grense wil hê nie. En ek en daardie ding veg met mekaar. En daardie geveg is 'n geveg wat elke dag weer gebeur. Vir ons geestelike lewens is selfbeheersing ontsettend belangrik. Dat selfbeheersing as dit ware iets is wat ek die hele tyd van bewus is. Nou, ons het 'n klomp fasette waar ons selfbeheersing nodig is. En party mense sukkel meer met goed as wat ander mense sukkel. Dit maak nie saak nie. Elke mens het sy eie geveg met selfbeheersing. En dit mag die manier wees hoe ek praat. Dalk vloektaal wat ek gebruik. As ek my weer kry, het ek dit verloor. Of ek voel so sleg na die tyd, maar toe daar geskinder word, toe skinder ek saam. En ek is een van die voorskinners mense. My geld is druk en daar het nou 'n klompie losgeld gekom en voor ek my kry, toe het ek dit weer spandeer. En so is daar 'n lang lys van dinge waar ons selfbeheersing nodig is. En om hierdie dinge te veg in ons lewe is 'n belangrike geestelike vaardigheid. Dit beteken dat ons met moeite hierdie dinge doen. Dit is 'n geveg waar ek my as dit ware, omdat dit geestelik is, in die begin van die dag saam met die Here instel op wat voor lê en waar my selfbeheersing getoets gaan word en vir hom vra, Here, gee my vandag die innerlike krag, gee my die wysheid, help my om dit reg te kry.
As ek dit nie reg kry nie, gaan ek terug na die boom toe en sien, Here, ekskuus, ek wil dit nie maar net kunsmatig môre reg kry nie. Ek wil weer sien, hoekom het ek so gesukkel om my selfbeheersing onder beheer te kry? En dan sit ek en die Here weer in praat en ons gaan weer voort en ons probeer weer. En vir 'n Christen moet daar heeltyd hierdie fasette in sy lewe wees. Heeltyd dinge waar ek my selfbeheersing uitdaag, waar ek my selfbeheersing gebruik, waar ek geleenthede kry waar my selfbeheersing oorwinnings behaal en ek goed reg kry. En dit wissel wyd. Die bekende goed is natuurlik goed soos my kos gebruik. Dat ek, nou, jy hoef nie 'n vreeslike ding daarvan te maak nie, maar dit kan 'n geestelike ding wees om byvoorbeeld te besluit dat ek wil vir die volgende week wil ek reg eet. En ek bid daaroor en ek vra die Here om 'n pad met my te loop. En ek oefen om nie nog 'n bord te eet nie, of om nee te sê vir soetigheid, of hoe dit ook al in my lewe mag lyk. Dit mag wees in die hoeveelheid fisiese oefening wat ek doen, waar ek nie lus is om te oefen nie, maar ek weet dat dit belangrik is vir my en ook goed is vir my, en ek dit 'n geestelike ding maak en vir die Here vra, Here, hierdie week wil ek vir U vra om my te help om my selfbeheersing ten opsigte van oefening 'n bietjie my voet in die water te sit en die Here te vra vir wysheid en vir hulp. 'n Baie algemene ding, en hy het hier lank stil gestaan by die seksuele sondes, by die werke van die vlees, het te maak met dit wat ons op ons skerms doen. Nou seksueel aan die een kant van die saak, kom ons praat net eers oor die feit dat ek so baie op die skerm is. Daar word gesê dat Suid-Afrika een van die 3 lande in die wêreld is wat die meeste skermgebruik van alle lande het. 9 tot 10 ure tussen ons selfone en ons TV, Suid-Afrikaners, Brasiliane en Filippyne. Japan het amper 1/3 van dit sit maar voor 'n skerm. Ons het nie skerms gebruik toe ons jonk was nie omdat ons soveel selfbeheersing gehad het, maar omdat dit onmoontlik was. Ek het baie nuttige stokperdjies in my lewe gedoen en my tyd goed gebruik met lees en kreatiewe goed gedoen. Nie omdat ek selfbeheers was nie, maar ek is gedwing om dit te doen. As ek die kans kry, dan sit ek maar lekker lank by die skerm en ek kyk en ek laat goeie goed in die slag bly. En dieselfde gebeur rondom seksuele goed, suggestiewe goed wat op skerms is. Nou, dis eenvoudig, mans en vrouens, as ons breedweg praat, verskil van mekaar. Mense sê baie keer hoe vieslik dat jy na die goed kyk. Sal 'n vrou moontlik sê, vir mans is naaktheid altyd mooi. So hoekom sal ek nie daarna kyk nie? Want ek het gekies om nie daarna te kyk nie. Dis nie omdat dit vir my vieslik is nie, dis mooi. Maar al is dit mooi, is dit ook so mooi soos die ding wat my wink en sê, spandeer geld hier, spandeer jou tyd hier. En daarom is dit 'n geestelike ding waarna ek vir die Here vra, dat ek dit wil doen op 'n manier wat die mense wat saam met my in verhoudings is help, of 'n manier wat hom verheerlik, wat ons getuienis help. En daarom kies ek om dit nie te doen nie. En bid ek die Here vir selfbeheersing. Wat doen ons as ons met selfbeheersing sukkel? Jy kan drastischer goed doen, soos mense te betrek. Mense te vra om saam met my te bid, saam met my daaroor te dink, en my resultate met hulle te deel, en te weet, omdat ek dit moet deel met iemand, sal ek dit baie keer nie doen nie. Daar is 'n ander godsdienstige groep, baie van julle ken dit dalk, is die sogenaamde blou rokke of die Spadereens, pragtige mense. En ek het 'n oom daar ontmoet wat vertel het dat elkeen van hulle het 'n persoon met wie hy alles deel. Elke gedagte, elke ding wat jy het, deel jy met 'n persoon. En dit sal interessant wees as ons alles wat in ons gedagtes is met iemand iewers moet deel. Hoeveel dissipline dit tot gevolg gaan hê. Hoe dit ook al lyk. Wanneer ons selfdissipline veg, wanneer ons hierdie geveg in die gang sit wat die Bybel ons van leer, die bose natuur, die sondige natuur wat teen die gees veg. Wanneer ons in daardie geveg ingaan, is ons met iets geesteliks baie opwindend besig. En daarom is dit nodig dat ons selfbeheersing nastreef, daarmee werk, dit reg kry, sukkel, teruggaan, boom toe gaan, en op daardie manier die Here se bewussyn in my lewe agterkom en gebruik. Mag die Here vir jou help. Here, dankie dat U ons help om die regte dinge te doen.
En as dit uiteindelik gebeur, dan gee ons die eer aan U. Dis U wat ons dissiplineer. Dis U wat vir ons wys dat daar beter alternatiewe is. Dis U wat vir ons die vreugde gee van die regte dinge doen. En dankie Heilige Gees dat U heeltyd beskikbaar is om ons te help. Ons het U verskriklik nodig. Wil U ons help? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.